Hy sê, O El, my Elohim, my God is in gode, U is my God. Nou, En die lied, ek sê, het nie vir ons die lied opgesit nie. Soos 'n hart wat smag na water, smag my siel, maar in oggend is dit nie daar nie. ja, ek dink dit is meer Psalm 23. Maar dit is dieselfde lied. Dieselfde. My hande sal ek ophef, is Dawid, ons het vanoggend gaan praat oor Hendrik. Hy is die profeet Nathan vir hom gesê, die swaard sal van jou huis af nie wyk nie. Dit sal in jou huis bly vir ewig. So sonde het altyd 'n duur prys. Nooit dink sonde is maar net 'n die Here draai maar net 'n blinde oog vir sonde nie. Ek dink hy neem nogal aanstoot in Dawid se sonde, alhoewel hy genoem word 'n man na God se hart. Maar kom ons gaan weg van dit, ons kyk na Johannes 1 Johannes 4. Ons gaan later na, ek kan die een vinger in Johannes die evangelie hou, daar by Johannes 14, maar hierdie gedeelte is 1 Johannes 4, 1 tot 6. En hier ontspring baie temas uit hierdie gedeelte uit. En ons moet ordentlike eksegese en eksposisie doen van hierdie gedeelte, om te verstaan wat bedoel die Heilige Gees. Johannes bedoel dit, en dis wat die Heilige Gees wil hê, maar die Heilige Gees het ook iets wat hy vir ons vanoggend wil sê uit hierdie gedeelte. Hy sê, geliefdes, ons gesê die Griekse agapei, onthou agapei word 46 keer gehaal, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom. Want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. En ons fokus volgens elke gees wat bely dat Jesus Christus as mens, of in die vlees het die ou vertaling, in vlees gekom het, as mens gekom het, is uit God. Dan sy teenstelling, en elke gees wat nie bely of van Jesus nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die antichrist, van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou al reeds in die wêreld is. Okay, weer 'n stelling en 'n teenstelling. Julle kinders is, of my kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, en daarom praat hulle soos die wêreld, of praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. En dan praat hy van ons, natuurlik die apostels en die vroeë kerk, veral die 12 en die woordsprondigheid. Ons is uit God, julle ander woorde ook, en wie God ken, luister na ons. Wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie. En dan maak hy ook saam, of 'n gevolgtrekking uit wat gesê is, hieruit, die ander sê hierin, ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaling. Net tot sover mag die Here sy woord sê. Vader, lei ons deur die woord. Help U asseblief U diensknegt, Vader, sodat U woord reg gesny kan word. En Here, U kerk mag groei in die waarheid en in geregtigheid. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. So sê die hele boek van Johannes is basies twee groot temas, liefde en waarheid, waarheid en liefde. En tussenin loop Johannes die pad van geregtigheid. Van waarheid kan nie sonder geregtigheid gaan nie, en dit moet natuurlik saam met gehoorsaamheid gaan. Dis waarom hy ook praat van wees gehoorsaam of luister na hom. Nou, in hierdie stad van waar Johannes die apostel skryf, met ons weet, dit was 'n moeilike stad. Efese was 'n metropool, dit is amper soos Tshwane, eintlik groter as Tshwane. 'n hawe stad waar baie skepe, baie valse godsdienste deurgegaan het. Ons weet dat deur Efese het die Gnostisisme gekom uit Alexandrië af, sê die geskiedenis vir ons, uit Afrika, met ander woorde van Noord-Afrika. En ons weet baie verkeerde dinge het uit Egipte gekom, want Egipte self het ten minste 10 afgode gehad. Ons weet die Here het die 10 plaae, al 10 die gode getref. So, maar hier kom nou iets uit Alexandrië, wat
klink soos die ware Jakob. En hierdie wat hy praat is civilization. En Johannes wend hierdie skrywe aan om die mense te waarsku teen hierdie golf van is wat hy sê in 1 Johannes 4 vers 1. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, want baie die Griek pseudo-profetai, vals profete het in die wêreld uitgegaan. Dit klink so reg, dit klink so goed, maar dit is nie die regte Jesus nie. Want wat ons gaan kyk oor, as die Here wil, oor 2 Sondae, wie is die regte Jesus? Wie is nie die regte Jesus? Soos, ek begin nou soos Johannes dink, nee, hy maak 'n stelling en maak hy 'n teenstelling. Hy wat die Gees het, is kinders van God, hy wat die Gees nie het nie. Maak hy 'n duidelike onderskeiding wat ons ook noem swart en wit dualisme. Maar die aanhef glo nie elke gees het ons na gaan kyk alreeds, want ons het die woord daar opgetel in Grieks het ek vir julle sodat julle kan weet wat die woord is toets alle geeste wat 'n werkwoord is, dokimatsu, in Grieks wat beteken onderskei, soos jy edelmetaal onderskei. Nie om te sien of hierdie goud silwer is of brons is nie, om te sien of hierdie goud regtig goud is. En ek het verlede week gepraat van hoe 'n diamant getoets word. Onthou het gepraat van 'n ware diamant. En een van die maniere om 'n ware diamant te toets, hulle kan sê, okay, jy kan lig deur die diamant laat skyn en dan sal hy verskillende skakering maak, zirconia kan jy reg deur hom sien en daar allerlei maniere, maar die idee is toets en sien of dit hierdie stellings wat hy maak werklik uit God uitkom. Want ons kry hierso aan die einde van of by vers 6, hierin ken julle, hoort julle die gees van waarheid en die gees van die dwaling. Daar's 2 geeste. Die gees van waarheid en die gees van dwaling, wat hy ook natuurlik noem die gees van die anti-kris. En wie is die gees van waarheid? Hoe het ons verlede week gesê, toets ons waarheid. Ons het 2 belangrike komponente van waarheid. Die een noem hulle die Heilige Gees, wat genoem word die Gees van die waarheid. Hy sal nooit alleen verkondig nie, as hy regtig in ons bly. En dan het hy vir ons 66 boeke gegee. Daar's baie boeke, maar die 66 wat ons het, sê ons is al genoegsaam. Net soos Jesus al genoegsaam is tot ons redding, is hierdie 66 boeke genoegsaam en al genoegsaam om ons van God te leer. Wie is God? Dis waarom ons gesê het in Johannes 2:20-27 wat dieselfde ding sê, 2 vers 20-27, hy sê julle, wat hy ook baie gebruik het, julle het die salwing van die, dit beteken julle het die Heilige Gees, die Gees van God ontvang. En daarom behoort julle te kan onderskei. As julle regtig die Gees van God het, sal julle natuurlik kan onderskei wat waar en wat nie waar is nie. Die probleem hier is, die teenstelling is ook waar. Iemand wat nie die Gees van God het, nie, kan nie onderskei nie. Maak dit sin? As iemand regtig die Gees van God uit God gebore is, die salwing van die Heilige Gees het, sal hy kan onderskei. Hulle wat nie die Gees het nie, kan nie onderskei nie. Want hulle kan nie die Gees van die dwaling en die Gees van die waarheid onderskei nie. Daarom sy opsomming hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die Gees van die dwaling. Hy sê dit vir ons in hierdie swart en wit dualisme in sy literatuur, want hy het ook gesê vers 2, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Elke gees wat dit bely, is uit God. Want niemand kan sê, Jesus sê Paulus is Here, sonder dat hy dit nie deur die Heilige Gees sê. Jy kan sê Jesus, ek meen selfs 'n moslim en 'n heiden kan sê Jesus is Here, maar hy sê dit nie deur die Heilige Gees nie. Slegs wanneer dit deur die Heilige Gees gesê kan word, en in teenstelling vers 2, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God, en ek sê uit God gebore. Vers 3, elke gees wat dit nie bely nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris
waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is alreeds in die wêreld. Nou, Professor Bob Utley sê daai, en dit is die Gees, die it is the Spirit, is in Grieks 'n neuter spirit, verwys na 'n neuter spirit. So hy praat hier dieselfde as wat hy in 2 vers 18 gepraat het. Hy het gesê, en julle het gehoor, en daar's nie 'n definitiewe artikel in die Grieks nie, hy het nie gesê, en julle het gehoor dat die antichrist kom nie, dit staan eintlik letterlik, en julle het gehoor dat antichrist kom. Dis 'n proper noun, dis 'n eie naam, antichrist is 'n eie naam, dis 'n naam. Hy sê, julle het gehoor dat antichrist kom, en hy is nou al reeds in die wêreld deur sy gees. Want elkeen wat nie herken dat Jesus in die vlees gekom het, soos die Gnostici ook gedoen het, hulle het nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie, want God kan nie vlees word nie, omdat dan is God, alles wat vlees is, sê die een Gnostiese sirkel, alles wat in die vlees is boos. Sien nie nou waar sekere dele van die New Age na toe gaan? Jesus het nie vlees nie. Daai een ding wat baie mense voor lief is, een ry voetspore in die sand. Die mense is so lief vir daai ding om hulle op die mure te plak. Dit is 'n gnostistiese stelling, want hy wat langs jou loop, het nie vlees nie. So daar's net een ry voetspore, jou eie voetspore. Die ware antichrist verskyn alreeds in Genesis 3 vers 1. Wie is die ware antichrist? Satan. En hy manifesteer op 2 maniere. Nommer 1, hy manifesteer, hy probeer in die plek, want antichrist beteken ook om in die plek van een te kom, maar dit beteken ook om hy wat die ware een is te verdruk, of om te laat twyfel. Die ware antichrist se gees is die antichrist se gees is net soos Jesus se gees, Jesus Christus se gees, die Heilige Gees is, soos die antichrist se gees, die duiwel. Die duiwel manifesteer in die antichrist, en hy doen al hierdie wonderdade, en goed, omdat hy geïnspireer word deur die duiwel homself. En wat gebeur, waar tel ons sy spoor die eerste keer op, die antichrist se spoor? In Genesis 3, is dit nie? Hoe begin Genesis 3? Eva word versoek, wat doen die duiwel? Het God regtig gesê, dit God really say, het God dit regtig gesê, daar is 'n aanval op wat God gesê het, soos daar vandag 'n aanval is op die skrif. Het God dit regtig gesê? Is dit regtig so? Al staan dit geskryf swart op wit, en Jesus gaan in teenstand met die duiwel wat hom versoek, vir hom sê, maar verander hierdie klippe in brood, want jy kan dit doen. En Jesus gebruik dieselfde skrif om hom nie net te verweer, maar vir Satan aan te val om te sê, dit staan ook geskryf. 'n Mens sal van brood, hy haal dit in Deuteronomium uit, 'n mens sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Jesus is 40 dae in die woestyn, hy lewe uit die mond van God, hy lewe, hy het nie brood nodig nie. Dan die volgende een, wat hy vir ons sê, maar spring van die dak af. Die engele, Psalm 91, hy sê nie Psalm 91, maar het staan geskryf. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te dra, sodat jou voet nie in 'n klip stamp nie. Dan sê Jesus vir hom, maar het staan ook geskryf, Deuteronomium, mag die Here jou God nie versoek nie. Dan sê hy, man, ek gee jou al die koninkryke, val net neer en aanbid my, en haal Jesus weer uit Deuteronomium. Deur te sê, elke keer wat Jesus sê, het staan geskryf, het staan geskryf, het staan geskryf. Maar het dit begin by Adam en Eva. Eva, het God regtig gesê? Het God regtig vir ons 66 getuies verlos? Ek is lief om daarna te verwys, maar miskien verkeerd wees. Ons het 66 getuies, en almal praat dieselfde taal. Dis hoe hulle besluit het, wat hoort in die Bybel, wat hoort nie in die Bybel nie. En dan het mense nog die vermeerderheid om te sê, het God regtig gesê? Het God regtig so gesê? Ja, hy het so gesê. En nou is daar 'n aanval op Jesus Christus, want Jesus is die brood, so 'n kritieke tema wat uit hierdie gedeeltjie uitkom, wie is die ware Jesus Christus? Want jy weet, die skrifte praat van God, die Vader is waarheid. Vader heilig hulle deur die woord is waarheid. Dit verwys na die Here Jesus Christus as die waarheid.
en hy verwys na die Heilige Gees as die waarheid, die Gees van die waarheid. Die hele die drie eenheid in sy hypostatiese eenheid is waarheid. In Johannes 14, as jy klaar by Johannes het gesê, los die een vinger in Johannes 14 se kant. Ons gaan baie kyk na Johannes wat dit ook skryf. Sê hy, as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, sê Jesus. Johannes 14 vers 7. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Maar kyk na Johannes 18 vers 37 ook. Hier vra Pilatus vir die Here Jesus, of kom hy tot 'n slotsom, is hy dan tog 'n koning? Jesus antwoord hom, u sê dat ek, in 'n ander woorde, jy bevestig ek is koning. Hiervoor is ek gebore, sê Jesus, en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Hoekom het Jesus na die wêreld gekom? Om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. Wat hy eintlik vir Pilatus sê, jy is nie eintlik een van my skape nie, jy luister nie na my stem nie, jy ken my nie. Want as jy aan die kant van die waarheid was, sou jy my stem herken het. Maar jy is nie aan die kant van die waarheid nie. En Jesus kon net sowel vir hom gesê, maar die Fariseërs is ook nie aan die kant van die waarheid nie, maar hulle luister nie na my stem nie, hulle luister nie na wat ek sê nie. Want die gees van die waarheid, onthou die gedeelte waar Jesus vir die vrou by die put sê, die tyd sal kom en is nou dat die Vader in gees en in waarheid aanbid word. Nou dit is soos in Engels 'n ambiguous statement. Wat bedoel Jesus in die Vader, die tyd het al gekom dat die Vader in gees en waarheid aanbid word. Wie is waarheid hier in die konteks? Jesus. En gees, die Heilige Gees. Hy moet so aanbid word want dis die gees van die waarheid. Want hierdie gees getuig dat Jesus die Christus is, nie die gnostisisme 'n ander Jesus. Want die klem lê op hierdie Here Jesus Christus het in vlees gekom. So ek sê ons moet 'n bietjie dieper gaan kyk na wat bedoel hy wat Jesus Christus het in die vlees gekom. Want as jy 'n man op die straat vra wat beteken dit Jesus het in die vlees gekom? Dan sê hulle sê nie hy uit vlees geword. Wat korrek is, maar dit is nie die diepte van die stelling nie. Jesus het in die vlees gekom. Daar's 'n voorveronderstelling. Hy kan nie kom as hy nie alreeds was van tevore nie. Hy getuig die Heilige Gees 1 Johannes 4 vers 2. Dis interessant. Elkeen wat bely dat Jesus in die vlees gekom het, Jesus Christus, nie Jesus nie, Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Die woord wat hy gebruik, homologia. Dit is om een in dieselfde stem te wees as God. Wat in dieselfde stem is met God, dat Jesus werklik in die vlees gekom het, is uit God. Hy wat nie bely, wat nie homologia nie, is nie uit God nie. En dis die gees van die Antichrist wat al reeds in Genesis 3 begin het. En hy is nou al in die wêreld. Die gees van Antichrist wat kom, en hierdie gees is al van die begin af in die wêreld. Dat Jesus Christus gekom het in die vlees, glo ek baie predikers sal saamstem, is eintlik die hooftema van die geskrifte. Want hy is geprofeteer alreeds in Genesis, reg deur die Ou Testament, sal u die verhaal van Jesus iewers kry wat praat van hom. Dis nie wat ek sê nie, Jesus het in die omhelsvangers gesê. Hy het die geskrifte, Moses en die geskrifte aan hulle uitgelê. Hoe dit van hom praat. Praat van hom. Praat nie van iemand anders nie. Praat nie van 'n ander gees nie. Dit praat slegs van hom. Dit gaan oor hom. Daarom die inleiding tot die tema wat ons volgende week bietjie meer gaan kyk. Die woord is stal die regte Jesus asseblief opstaan. Ek weet nie of jy die boek al gelees het van Dr. John Blanchard nie. Ek het vir julle gesê hy is ongelukkig in 2021 oorlede. Ek en my broer persoonlike handtekening van hom in ons boek gekry. Hy's 'n Britse apologeet en 'n baie goeie skerp apologeet. Het hierdie boek geskryf, kom onder ander name, maar dit gaan daar basies daarop
wys hy soos 'n teater se vol stoele, en dan sê hy, tussen al die stoele waar Jesus sit, sal die regte een asseblief opstaan. Die regte Jesus opstaan. Want jy sien, daar is baie pseudo-Christusse in die wêreld. Tot vandag toe, was in Johannes se tyd, was in Paulus se tyd, was daar pseudo-Christusse. 'n ander Jesus. Want jy sien, ons weet almal daar's die Jesus van die Rooms-Katolikisme, en hierdie Jesus kan jy uit die hemel uit trek, die priester het die mag om hom uit die hemel uit te trek, en jy kan hom, hy breek hierdie regte Jesus se vlees en hulle word bedien aan die mense. Is dit die regte Jesus? Sal die regte Jesus opstaan? Nee, dit kan nie die regte. Maar hulle sê dit is die regte Jesus. Die Jesus van die animisme, byvoorbeeld, waar jy deur jou voorvaders moet gaan na die regte Jesus toe. En dan kan hy na die Vader toe gaan. Is dit die regte Jesus? So ons moet nie laat hy opstaan. Dis ook nie die regte Jesus nie. Wat van die Jesus van die Jehova getuies? Wat in Johannes lees, in die begin was die woord en die woord was 'n God. Is dit die regte Jesus? Nee, laat hulle Jesus ook maar bly sit. Dis nie die regte Jesus nie, ongelukkig nie. Dan die moslims wat sê, hy was baie goeie mens, hy was 'n profeet. Hy was maar net 'n profeet. Kan ons vir die Jesus van die moslims vra om op te staan? Nee, sit. Jy kan nie die regte Jesus wees nie. Jy's 'n pseudo, jy's 'n ander Jesus. Die oosterse godsdienste waar Blavatsky oor New Age begin het en New Thought begin het, wat tot in vandag word New Thought nog steeds in baie kerke beoefen. Hulle sê nie ons beoefen dit nie, nee, hulle beoefen New Thought. Mind over matter. Mary Baker Eddy, jy het gehoor van Christian Science. Mind over matter. Jy kan nie siek word nie, jy's 'n klein God, jy kan nie siek word nie. Dis Mary Baker Eddy se New Thought wat begin het by Phineas Quimby, kan dit gaan lees op internet, oorgeland het in 1870s, dieselfde tyd as wat Blavatsky met New Age begin het, toe het hy vir die week gepraat van die Age of Aquarius, Age, wat ons nou allemaal in is volgens die New Thought, ons is in die Age of Aquarius, toe Pluto in ons konstellasie aangekom het die Age of Aquarius begin in 2043 loop het ten einde. So is nog 'n hele paar jaar voor die Age of Aquarius gaan ophou. En julle moet nie jok nie, julle almal daai liedjie lekker saam sit. This is the Age of Aquarius, né? Kyk daai liedjie. Ons sing lekker Star Wars, May the Force be with you. Is dit die regte Jesus? Nee, New Age, New Thought. Quimby na E.W. Kenyon, na Kenneth Hagin, na Kenneth Copeland. Ekskuus, seer tone trap. Kenneth Copeland. Waar is hy voor bekend, Kenneth Copeland? Hore 5. Jy sê en dit gebeur. Nou, hierdie New Thought is binne in die kerke. Die mense sê, jy kan dinge in werke spreek. En Jesus het self gesê, ons sal groter dinge, hy het met sy disippels gepraat, julle sal groter dinge doen. So hy het nie met ons praat, met nie alle mense praat, hy sê, julle sal groter dinge doen. Hoekom? Omdat Jesus nie meer daar is nie, maar sy gees het neergedaal en sy gees werk in die apostels en sy gees dryf die apostels om in die wêreld in te gaan, gehoorsaam te wees om die evangelie te verkondig. Die meer is nie in krag nie, die meer is in kwantiteit. Julle sal groter werke, want julle gaan in die wêreld, julle gaan saam met my gees. Is dit die regte Jesus wat sê jy kan uit die dood uit opstaan, jy kan net ons almal gaan 120 jaar oud word. Dis die gees van New Thought. En onthou, New Thought gaan saam met New Age, gaan saam met New Apostolic Reformation. Jy al gehoor van New Apostolic Reformation. So daar kom nou nuwe apostels. Jesus het nou besluit, en hierdie apostels doen nou in hulle naam apostels wonderwerke, die 7 Mountain Mandate, so hulle wil die wêreld beïnvloed en ingaan, so die kuns, kultuur, finansies, onderwys, alles onder hierdie 7 Mountain Mandate, onder hierdie nuwe apostels gaan val. Nuwe, New Age, New Thought, New. Is dit die regte Jesus? Want onthou wat hulle ook sê, Jesus
het ter helle neergedaal. Soos die ou apostoliese geloofsbelijdenis sê. Wat ek nog steeds vra, waar in die Bybel interpreteer julle dat Jesus ter helle neergedaal het? As hy het hy na die gevangenes in die doderyk gaan wys wie hy is. Petrus. Maar volgens hulle, weer eens jammer om te trap op seer tone, nie net Mary Baker Eddy se storie nie. Hierdie Jesus het gelei in die hel. Jy sien, maar demone het op sy kop gespring. Hulle het hom aan kettinge rondgesleep in die hel. Hulle het van hom 'n bespotting gemaak, hulle het hom gespot. Dit is woorde of faith. Weer. Maar dis nie die Jesus van die Bybel nie. Dis die Jesus van die New Thought. Dit maak Jesus minder as wat hy werklik is. Dis waarom hierdie gesegde, het julle al gehoor van the Christ Spirit, die Christus Gees, was op Jesus. Regtig? Tog hy is uit die Heilige Gees gebore. Hoe kan die Christus Gees op hom wees? Hy is gesalf is vir sy bediening, net soos Dawid wat die Gees gehad het en gesalf is deur Samuel. Jesus is gesalf as koning profeet. Niemand kan sy goed herhaal nie. Ons kan nie, wat die New Age sê, New Thought sê, die Gees, die Christus Gees, wat nie aan Jesus behoort nie, is op hom geplaas by sy doop. Daarom word hy God. Hy word God. Hy is nie God nie. Hy word 'n God. En ons kan hier dieselfde sê New Age, dieselfde Christ Spirit ontvang. Hierdie Christus Gees kan ook op ons kom. Dan kan ons groter en meer werke en kragtiger werke doen as wat Jesus gedoen het. Maar die een van hierdie mense wat gesterf het van Kenyon en Phineas kom weer lewe nie meer nie. As hulle dan soveel krag het, dieselfde as Jesus krag het, dan kom hulle self nie uit die dood opgewek nie. Dan kan hulle sê hulle die Christ Spirit. Sal die regte Jesus opstaan, want hulle New Thought neem hierdie lering oor. Jesus wat Blavatsky en New Age sê, New Thought sê, Jesus was bloot 'n avatar. Nee, hy was net 'n avatar wat wonderwerke kan doen. Hy was maar net 'n avatar, maar hy was nie God nie. Kan jy sien waarom die Oosterse godsdienste aan hierdie goed vasleef? Jesus is net 'n avatar. Ons kan ook sy Gees ontvang. Ons kan ook spreek en dan gebeur dinge. Ek kan vir die wind sê, hou op wind, en dan gaan lê die wind. Ek kan dinge sê en dit in werking bring. Ek kan demone uitdryf. Ek kan brood vermeerder. Ek kan al die dinge doen wat Jesus gedoen het. Miskien is dit die verkeerde Jesus daar. Want dis nie sy Gees nie. Net soos Jesus, want hy alleen kan dinge in werking spreek. Genesis 1. En hy het gesê, laat daar lig is. En hy het gesê, laat daar skeiding kom tussen hemel en see van bo en hy het gesê, laat daar. Hy is die woord, sy naam is Logos, hy spreek en dit gebeur. Geen mens word die mag gegee om dit te doen nie. En ons weet hierdie dinge, soos, ek weet baie mense, is baie lief vir Bethel se musiek, in International House of Prayer, wat hulle 'n dogtertjie uit die dood uit probeer bid het. Kom. Sy is dan in die hemel, kom hulle haar uit die dood uit bring. Ons kan nie die Christus Gees ontvang nie, ons word weergebore deur die werking van die Heilige Gees. Ons word aangeneem deur God die Vader, deur Jesus, wat ons kom haal as skape. Dis die Heilige Gees, dan moet ons praat nie net van Christologie, die leer van Jesus nie, ons praat ook van pneumatologie, die leer van Jesus se Gees, want Jesus en sy Gees is in een werking. Vers 6 sê, dis die gees van die dwaling, dis nie die regte Jesus nie. Want wat sê Jesus aangaande die Gees? Ek sal hom stuur. Okay, hoe kan jy hom stuur? Ek dog die Vader stuur, nee, Jesus stuur. Want onkundiges sê hierdie dinge en hulle dwaal. Matteus 22 vers 29 praat Jesus met die Fariseërs, of nie daarna toe blaai nie, maar hy sê,
julle dwaal want julle ken nie die geskrifte nie. Maklik om te dwaal as jy nie die geskrifte ken nie. Ek was verbaas so 3 jaar terug met ons Bybelstudie dat ek verwys het na die Heilige Gees wat Jesus se Gees is. Mense sê nee, is nie so nie, tot ek hulle in die Bybel gaan wys. Die Heilige Gees is Jesus Christus se Gees wat die Vader stuur. Hy is nie iemand doop in die Gees. Kyk vir my na Romeine 8 vers 8 tot 9. As mense oor die stryd oor Jesus Christus dat sy Gees is. Dis nie 'n ander gees nie. Ons kan nie 'n ander Christus gees op ons kry nie. Dis Jesus se Gees en hy gee sy Gees aan wie hy wil. Romeine 8 tot 9. Wat hy sê, wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarin bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, hoofletter, mits die Gees van God werklik in julle woon. So, wie is die tema hierso? Die Gees. En mits die Gees in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Wie is die Heilige Gees? Die Gees van Christus. 1 Petrus 1, 10 tot 11. Want baie isoleer of skei Jesus van die Heilige Gees af. En sê, sien? Nee, ons kan sy Gees. Nee, ek kan nie Jesus van die Heilige Gees afskei nie. Want dit is sy Gees. Sê Petrus. Oor hierdie verlossing het die profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle bestem is, nagedink en navraag gedoen. Hulle het probeer naspeur na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus in hulle was. Filippense 1 vers 19. Want ek weet, sê Paulus, dat dit alles tot my redding sal lei. Dit is nou die verkondiging van die woord. Omdat julle vir my bid en die Gees van Christus en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Van mense Christus nou wil skei van Jesus af. Hier praat Paulus van die Gees van Jesus Christus. In die laaste een, hoef nie te blaai nie, Handelinge 16 vers 7, sê, praat Lukas van wat gebeur het met hom, en toe hulle in 'n sekere plek na toe wou gaan, het die Gees van, weer die ou vertaling, interessant het dit nie in nie, maar die ander vertalings het dit, dink hulle dit reggemaak, Handelinge 16 vers 7, dit sê, toe hulle naby, dis nou die geselskap, Paulus op pad na Macedonië toe. Hulle sê, hulle het deur Vergee en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië. Die ander sê, die Gees van Christus het hulle, kyk verder, toe hulle naby Mysia kom, toe hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle toegelaat. So hy word gebruik in terme van Christus, in terme van Jesus, in terme van Jesus Christus. En wie? Johannes 15, as jy kyk na Johannes 15, ons gaan, ek moet vir julle sê, hou een vinger in asseblief van Johannes 15, anders gaan jy heen en weer blaai. Johannes 15 vers 26, wanneer sê, Jesus sê, wanneer die parakleet, of die helper, of die voorspraak, of pleitbesorger kom, wat sê Jesus van hierdie parakleet? Maar wanneer die parakleet kom, wat ek, wie praat hier? Van wie praat Jesus nie? Wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader kom, sal hy oor my getuig. En julle moet ook natuurlik van my getuig, omdat julle van die begin af by my is, en julle het ook die Gees ontvang. So, die Gees van Christus en die Heilige Gees is presies dieselfde.
Jesus stuur hom, hy vaar op, na hy gehoorsaam is. Nou wat is die punt hier? Wie is Jesus? Want ons sal volgende week verder kyk wat sê Jesus van homself. Want hier praat hy van die Gees, dis wat ek probeer sê, niemand kan sê, ek kan die kruisspirit ontvang. Jy kan nie die kruisspirit ontvang, dis Jesus se Gees. Hy gee hom, en hy gee jou weergeboorte deur sy Gees. Jesus sê in Johannes 14 vers 28 vir sy disippels. So hy sê, hy stuur die Heilige Gees, wat by die Vader, stuur hy vir ons terug. Johannes 14:28, ek gaan weg, sê hy vir sy disippels, maar ek kom weer na julle toe. En baie mense lees, Jesus sê, hier bedoel hy kom op die wolke weer, hy gaan weer kom. Dis nie die konteks nie, die konteks is, ek gaan weg, maar ek kom weer. Wat bedoel Jesus sê, as ek kom weer? Ek kom weer na julle toe, in die Heilige Gees. Want baie min mense erken die pre-incarnation van Jesus Christus was nog altyd gewees. Hy was nog altyd gewees. En ek het baie keer verkeerd gelees in Johannes 1 wat sê, hy wat in die boesem van die Vader was. Jou teks is verkeerd. Hy wat in die boesem van die Vader is. Toe hy op aarde was Jesus steeds in die boesem van die Vader. Anders kan jy nie sê, ek en die Vader is een nie. As jy my sien, moet jy die Vader sien. Want ek is in die ek is in die boesem van die Vader. Hy was voor die tyd, Filippense 2. Hy het homself ontledig van sy heerlikheid, nie van sy gees nie. Hy neem vlees aan, hy word verneder deur vlees aan te neem. Om hierdie vlees af te lê in die dood, gruwelike dood vir sonde, wat wys hoe God sonde haat. Hy vermink die Here Jesus in ons plek. Jesus sterf. Jesus staan op. Jesus vaar op. Jesus die Heilige Gees terug. Dan het ons min of meer die regte Jesus die weet. Nie iets wat ons ook kan ontvang. As Jesus sê in Johannes 14 vers 16, waar hy gesê het, ek gaan die Vader vra om vir julle ander parakleet, dis interessant hierdie woord, as hy sê, vers 28, hy het in 14 vers 28 sê, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. En dan, wat hy duidelik ook sê, ek sal vir julle 'n ander helper stuur. Sien julle daai gedeelte wat hy praat van 'n ander helper. 14 vers 16. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Die Heilige Gees sal vir ewig by ons wees. Maar die woord is 'n unieke woord, want daar's twee woorde wat gebruik word, 'n ander. As ek sê, gee my, ek sal nou 'n voorbeeld gebruik wat John MacArthur gebruik, om dit te verduidelik. Ander en heteros en allos. Daar's 'n verskil tussen heteros en allos. As ek sê, Marietjie, gee my 'n ander Bybel, of Etta, gee vir my 'n ander Bybel, heteros. Dan, in ander woorde, ek het die 2020, jy het die 53. Dan sê ek, gee vir my 'n ander Bybel. Maar as ek vir jou sê, gee my allos Biblios, beteken ek soek 'n Bybel net soos hierdie een. Hy moet al die streepies en merkies en die krakies en alles, hy moet presies soos hierdie Bybel lyk. As ek sê, gee my allos Biblios. Daar's verskil tussen. Jesus sê, ek stuur vir julle allos parakletos. Ek kom terug. Die wonderwerk van Pinkster. Mense net vassteek oor die tale en allerhande, maar hulle lees nie wat die tale behels nie. Dit gaan, Jesus gaan op, hy vaar op, hy stuur sy gees terug, sy gees verdeel, die een groot vuur gaan in baie dele in. Nou kan hy groter werke doen as wat hy was op aarde, waar hy in Jerusalem was, Galilea was. Sy gees kom af en sy gees dryf mense na ander tale, kulture, volke, nasies toe.
Hy verdeel sy gees om uit te gaan oor die hele wêreld, om een sentrale boodskap te verkondig: Jesus is die Here. Word gered, alle nasies bekeer julle tot hom, wie sy gees julle ontvang het, want hy roep julle tot bekering en geloof in Jesus Christus. Ek het al die gedeelte gebruik, Johannes 14:23. As iemand my liefhet, sal my en my gebooie gehoorsaam, sê Jesus. En my Vader sal daai persoon lief hê, en ons sal by hom kom woon. Ek en die Vader sal by hom kom woon deur die Heilige Gees. Johannes 14:17. Dis die Gees wat die wêreld nie kan ontvang nie. Mense wat sê ek het die Christus Gees en ek kan hierdie wonderwerke doen, die wêreld kan hom nie ontvang nie. Hy word gegee deur Jesus, my Vader. Sal die regte Jesus asseblief opstaan? Nie klein Jesus nie, want jy sien, daar's 'n geneigtheid in die wêreld, ongelukkig so in baie kerke ook, om 'n ander Jesus te aanbid wat nie die Jesus is van die geskrifte nie. 'n Swakkeling Jesus. Of 'n Jesus wat vir my kan doen wat ek wil. Nee. Ek wil hê hierdie Jesus moet vir my perform. As ek aanbid hierdie Jesus, so ek kan aanhou met my sonde, want ek voortploeter my sonde. Ek weet hierdie mense wat Jesus is almal heilig. Ek praat ook met die video. Ander mense wat sê, my Jesus aanvaar my soos ek is. Ek kan maar doen wat ek wil. Ek kan lewe soos ek wil. Want my Jesus aanvaar dit. Vir hom is dit reg as ek doen wat ek wil. My Jesus gee vir my bonatuurlike kragte sodat ek mense kan beïndruk. Hy gee vir my tale sodat ek mense kan beïndruk. Hy gee vir my al hierdie gawes sodat ek mense na my kan kyk en sê, "Wow, Dries, jy daarom met die Gees op jou. Jy het die Christus Gees op jou." Dis 'n ander Jesus. Dis 'n pseudo Jesus. Dis 'n ander Jesus. Dis nie die Jesus nie wat uit die Vader kom. Wat 'n Heilige Gees is. Nie 'n Gees nie, 'n Heilige Gees. En as ons 'n ander Jesus aanbid, moet ons gaan kyk, pas hy, is dit die Jesus van die Bybel? Pas hy in die 66 boeke? Anders is dit 'n idol, dis 'n afgod. Ons fashion, amper soos jy na klere toe gaan, jy trek hierdie baadjie aan, jy trek daai baadjie aan, hierdie een pas nie reg met my, hierdie baadjie pas nie, hierdie lyk mooi, hierdie een is ek hou van hierdie kleurkou. Ons kan nie Jesus aanpas tot hy vir ons pas, ons inpas, hy by ons aanpas. Hy pas nie by ons aan nie. Ons moet by hom aanpas. En hom dan vat soos hy die Vader aan ons openbaar. Ons moet so dankbaar wees vir Jesus, want ons sal nooit die Vader leer ken as dit nie vir Jesus was nie. En ons sal nooit Jesus leer ken as dit nie vir die Heilige Gees en die geskrifte was nie. En die Heilige Gees trek ons in gelid om die regte Jesus te aanbid. Soos Leinschat sê, sal die regte Jesus opstaan sodat ons hom kan aanbid. En die ander Jesus sê, ag is alright, ek kom net so eenmal in 3 maande kerk toe, vir my is tevrede daarmee, hy's okay daarmee. Nee. Dis nie regte Jesus, dis 'n ander Jesus. Die ander Jesus het opgestaan op Sondag en hy wil hê ons moet saam aanbid by mekaar. Mag die Here ons help om deur sy Gees die regte Jesus te aanbid. Want die Heilige Gees alleen kan ons die skrifte verduidelik wat ons kan dit nie verstaan. Ons weet nie hoe dit werk. Nee, ons het nie idee hoe dit werk. Ons weet net ons moet die regte Jesus aanbid. Wat in die 66 boeke vir ons geopenbaar word en veral in die Nuwe Testament. Die Jesus wat vir ons die God van liefde kom wys, die God van ontferming, barmhartigheid, van goedheid, vriendelikheid, lankmoedigheid, maar ook die Jesus wat die enigste profeet is wat in die Bybel praat van die hel. Die enigste, daar's geen ander profeet in die Bybel wat praat van die hel. Maar Jesus praat van die hel. So hy kom nie net God se liefde, goedheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid aan ons wys nie. Hy kom ons ook waarsku oor God se toorn. Mag die Here vir ons help. Ons sal volgende week kyk na wat is hierdie Jesus in die vlees? Wat beteken letterlik om in vlees te kom? So dit gaan nie 'n baie lang boodskap wees nie, maar ek dink ek het die fondasie op die platform gelê om te sê, aanbid ons die regte Jesus. Ons seker ons aanbid die regte Jesus. Ons moet vir onsself vra vanoggend,
Is dit 'n pseudo, vals Jesus? Want dan val ons in die kategorie van die moslems en die Hindus, die New Age, Jehovah, Mormone, wat Jesus is, sê die Mormone is Satan se amper tweeling, sy boetie. Dit is die Jesus wat aanbid, wat nie die regte Jesus is. Dan moet hulle bekeer word tot die regte Jesus. Kom ons aanbid die regte Jesus in gees en in waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat Here al is die boodskap waarskynlik krom en skeef. Here nie, Here soos dit moet wees. U sê die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard wat deurdring selfs siel en gees, murg en gewrigte te skei. Mag U deur die Gees self, Here, die onderskeiding doen wie die regte Jesus is, wie die ander Jesus is, dat die regte Jesus sal verrys, sal opstaan en dat ons hom soos wyse manne hom sal aanbid, voor hom sal neerbuig, aan hom edelstene en geskenke ons hele lewe gee as 'n lewende heilige God welgevallige offer. Seën die boodskap, Here, die wat daarna op video luister, dat hulle ook sal besin watter Jesus hulle aanbid, sodat ons U kan aanbid in gees en in waarheid. Is ons gebed met danksegging. Amen.